Ek wil graag vir jou vra om jou oë saam met my te sluit en net 'n oomblik van stilte te neem voordat ons 1 Tessalonisense 5 sal aanhoor. Kom ons maak ons oë toe. In Tessalonisense 5. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë gering skat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. En hy beloof hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Here, reeds aan die begin van hierdie diens, reeds in die voorbereidingsstadium waar ons regmaak om aan te sit by die nagmaalstafel, kom dink ons aan daardie woorde van Paulus wat sê, U is getrou. Here, elke dag, elke oomblik wat ons het, is U getrou. U genade gaan ons vooruit. U Gees neem ons saam by die hand, op weg van die liefde wat Jesus vir ons gebring het. Ons deel vandag in daardie belofte, die belofte wat sê, U los ons nooit nie. Die belofte wat sê, U is hier. Die belofte wat ons later gaan vier, waar ons kan getuig, ons is in U. Here, alles wat ons het is genade. Mag ons daardie woorde indrink. Mag ons daaroor reflekteer soos ons dink aan ons eie lewe. En mag ons daardie woorde ook teenoor mekaar getuig. Here, U roep ons. Ons luister. En dis my gebed, Here, dat ons deur ons samesyn, ons samesang, ook U naam sal verheerlik. Want dit is, Here, wat U moet toekom. Ons is, Here, wat U moet toekom. Ons verheerlik U naam vanoggend, Here. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe van die opgestaande Here. Die een wat vandag hier is, die een wat jou uitnooi om saam met hom te deel in die liefde wat God vir jou het. Mag jy daai seën ontvang vandag, mag dit op jou skouers rus, mag dit vir jou 'n realiteit wees. En woorde wees wat jy saam met jou neem, soos jy dit deel met jou familie. Gemeente, ons gaan vanoggend saam lees uit die tweede, en ons gaan vanaf vers 1 tot 16 saam lees. Dis 'n teks wat na ons toe kom vandag met 'n konteks. Dis 'n teks wat na ons toe kom met 'n agtergrond en een wat ons vir mekaar net gou moet verduidelik, sodat ons kon verstaan waarom hierdie teks inpas by die gebruik van die nagmaal. Sou jy gaan na die eerste boek van Samuel, en jy sou daar gelees het vanaf hoofstuk 18 tot 23, sou jy sien dat daar 'n besonderse verhouding tot stand gekom het tussen Dawid en Jonathan. Jonathan was die seun van Saul gewees, die opvolger wat vir Saul sou opvolg as koning. Maar in plaas daarvan dat Jonathan gestaan het op sy reg, het hy geweet dat God se guns op Dawid rus. En hy het so ver gegaan om na Dawid toe te gaan, en sy kleed uit te trek, dit wat hy gedra het saam met hom om te sê, ek is koning op pad, en hy het dit voor Dawid se voete neergelê en hy het vir hom gesê, Dawid, ek het jou lief. Met my hele wese vir jou,
ek het jou lief. Ons gaan verder en ons gaan lees ook in 1 Samuel 23 dat daar 'n tweede gebeurtenis plaasvind wat die teksgedeelte sê was die tweede verbond wat Jonathan en Dawid met mekaar gesluit het. Weer kom Jonathan na Dawid toe. Na 'n reeks vir Dawid, met my hele wese het ek jou lief. En hy verbind homself weer tot die verhouding wat hy met Dawid het. In al twee gedeeltes lees ons Jonathan het gepraat. Nêrens lees ons dat Dawid daarop gereageer het om lief nie. En so kom ons by 2 Samuel 1 vanaf vers 1 tot 16. En ons kom lees die tragiese gebeurtenisse van Jonathan en Saul wat tot sterwe gekom het. Ons reflekteer oor hierdie verhaal saam en ons vra vir onsself hoeveel tyd is saam en ons vra vir onsself hoeveel tyd is daar nog in ons hande? Hoeveel keer kan ons nog vir ons geliefde sê, ek waardeer jou, dankie, ek het jou lief. Ons dink na aan die woorde, soos wat ons, na die dood van Saul op die 3de dag daarna, het daar onverwags iemand uit Saul se kamp by Dawid aangekom. Dawid was toe al 2 dae terug in Siklag, na sy oorwinning oor die Amalekiete. Onthou daai woord, Amalekiet. Hy was geskeer en daar was grond op sy kop om te wys dat hy treur en rou. Toe hy by Dawid aankom, het die man voor hom op sy knie geval en gebuig. Waar kom jy vandaan, het Dawid hom gevra. Ek het uit die Israeliese kamp ontvlug, was sy antwoord. Nou wat is aan die gang, sê Dawid, vertel my. Dawid het by hom aangedring. En hy het toe vertel dat die leer uit die geveg weggevlug het, dat 'n groot deel van die leer gesneuwel het, en dat Saul en sy seun dan ook dood is. Die Amalekiet sê, hy het gesien hoe Saul en Jonathan sterf. Maar Dawid het beklei teen die Amalekiete. Hoe is dit moontlik? Hoe weet jy dat Saul en sy seun dood is, vra Dawid vir die jong man wat dit vir hom vertel het. En hy het geantwoord, ek was heel toevallig op Gilboa berg. Daar merk ek toe dat Saul hom met sy eie spies om die lewe probeer bring, terwyl die Filistyne sy strydwaans en hulle drywers kort op sy hakke is. Dalk moet jy daardie woorde gaan lees teen die agtergrond van 1 Samuel 31 om te kyk of die belydenis wat hierdie man maak dieselfde is. Onthou dit. En Saul het omgekyk, sê hy, en hy het my gesien. Hy het my nader geroep en ek het gevra, wat kan ek vir u doen? Hy vra my toe, wie is jy? En ek antwoord, 'n Amalekiet. Kom staan hier langs my en maak my dood, beveel hy. En ek het toe daar nader gestaan en hom doodgemaak, want ek het besef dat hy, nadat hy homself probeer doodmaak het, nie sou bly lewe nie. En ek het die kroon van sy kop afgegryp, ook die armband van sy arm af, en dit vir u gebring. Onthou, hy is 'n Amalekiet, wat so pas getuig daarvan dat hy die koning doodgemaak het. En in plaas daarvan om eerbied te betoon, deur die titel te gebruik van koning, spreek hy Saul direk aan met hy en hom. En hieroor so ontstel dat hy sy klere geskeur het en al sy manskappe ook. Hulle het tot die aand gerou en getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonathan en oor die volk van die Here, dis die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. Dawid het toe vir 'n jong man wat hom die berig gebring het gevra, sê gou weer vir my, van waar af is jy? En hy het geantwoord, ek is nie 'n landsburger nie, ek is 'n Amalekiet.
En Dawid het vir hom gesê, dis was jy nie bang om jou hand uit te steek en die gesalfde van die Here om die lewe te bring nie. Toe roep hy een van die manskappe en sê vir hom, kom gou hier en maak hom dood. En die manskap het hom toe doodgemaak en Dawid het hom toegevoeg, jy het jou dood gesoek, want jy het jouself veroordeel toe jy gesê het, dit is ek, wat die gesalfde van die Here doodgemaak het. Baie diep teks, waarin ons sal 'n paar gedagtes uithaal, maar kom ons neem net eers 'n oomblik, dan bid ons saam. Here Jesus, soms kom U na ons toe, net soos hierdie ons toe, en U werk in ons harte, en ons besef daar is iets wat U wil sê, maar ons verstaan nog nie mooi nie. En ons weet, Here Jesus, in hierdie teks is daar goed wat U vir ons wil uitlig. Goed wat ons wil help om in hierdie lewe so te leef, dat ons die dankbaarheid wat die dood en die nagmaal wat ons gaan gebruik, so sal toevoeg in ons eie lewe, dat ons dit verander sal wys. Dankbaarheid begin by die dien van die Here. Ons is hier, Here, om U te dien. Ons dien U vandag deur ons dien U vandag om te luister. En Here Jesus, ek hoop dat ons U sal dien vandag soos wat ons hier vandaan af heen gaan, om daardie dankbaarheid wat in ons harte leef, ook te openbaar teenoor die mense wat naby aan ons is. Teenoor die mense wat naby aan ons is. Dankie Here dat ons vandag het. Dankie dat U ons gespaar het in hierdie oomblikke. En dankie Here Jesus dat U ons nooit los nie. Vader, ons het U innig lief. Vader, ons het U innig lief. En ons wil dit net vir U sê. Amen. Gemeente, soos wat jy reflekteer oor 2 Samuel 1 saam met my, en jy dink aan die tema wat hier op die bord staan, wat sê vir die mens, dan is dit belangrik vandag dat ons vir mekaar sê, ons het gekom van geboorte af tot hier. Ons is hier vandag by mekaar. Maar ek dink so aan die woorde van 'n proffie wat eendag vir my gevra het, wie gaan die laaste glas gee, voor jy jou oë gaan toemaak? Ons lees in 2 Samuel 1 die tragiese verhaal van Saul en Jonathan wat tot sterwe gekom het. En ons lees die tragiese verhaal van Dawid wat gekom het en getreur het. In die eerste plek het hy getreur oor Saul as koning, uit eerbied. Alhoewel hulle 'n baie moeilike verhouding gehad het, kom treur Dawid oor die koning. Die verhaal van Dawid en Saul begin reeds vroeg in 1 Samuel, toe daar geskryf word dat 'n jong skaapwagter gekom het om die groot Goliat te verslaan. Dawid het dit gedoen en so het hy guns verwerf by Saul. Daaropvolgend het Saul hom toegestuur om die Idiomiete te gaan doodmaak. En Dawid het dit gedoen, hy was suksesvol. En hier kom Dawid toe terug, en toe gebeur daar iets wat vir Saul baie sleg was. Die vroue wat vir Dawid ontvang het binne in die stad het gesing, Saul maak dalk 'n paar duisend dood, maar Dawid nog meer. En van daar af lees ons dat Saul probeer het om vir Dawid dood te maak. Ons weet vanuit hierdie verhaal dat tussendeur hierdie chaos wat Dawid en Saul met mekaar gehad het sy seun gekom met die naam van Jonathan. En Jonathan het hom lief gekry. En hy het hierdie verbond met Dawid verseël deur te sê, ek het jou lief. Ek sal jou innig lief hê. En ek sal aanhou om jou lief te kry, selfs al sal die dood ons skei. Dawid en Saul se verhaal was dalk onstuimig, maar van wat ons weet van die oorgelewerde tradisies was Dawid en Jonathan se verhaal eg gewees.
Daar was liefde betrokke. Ek begin sommer deur jou te vra, wie het jy lief vandag? Weet daardie mense in jou lewe dat jy hulle lief het? Het jy dit onlangs vir hulle gesê? Het jy dit onlangs vir hulle gewys? Dawid het nie die geleentheid gekry om vir Jonathan te omhels met daardie woorde nie. Dawid het gegaan en hy het getreur. Ons weet dat as ons verder gaan lees in 2 Samuel, dat Dawid op die enigste manier kon dankie sê, wat partykeer vir my net 'n lied wat openlik getuig het dat hy treur oor Jonathan se lewe. Ons het nodig om te hoor vanuit die verhaal van Dawid uit as historiese teks vandag, dat die dood is 'n realiteit. Nie een van ons wat hier sit vandag sal ontsien word nie. Die dood maak nie onderskeid nie. Die dood kom en dit sal aan ons deure kom klop. Die vraag dus is, hoe leef ons? En hoe leef ons teenoor die mense? Vandag het ons nog die geleentheid om te kan dankie sê. Vandag het ons nog die geleentheid om ons geliefdes te koester. Vandag het ons die geleentheid om dankie te sê vir Jesus se opoffering. Sal ons gebruik maak daarvan? Sal ons gebruik maak daarvan? Sal ons antwoord op hierdie oproep wat die Here vir ons gegee het en daadwerklik ons fokus verskuif weg van onsself af na die mense wat 'n invloed in ons lewe het? Ek reflekteer oor 'n verhaal van 'n man wat deur hulle te herinner daaraan dat ons elkeen is feilbaar. Terwyl hy voor die skare gestaan het en hy het 'n polystyreenkoppie opgetel waarin koffie gevoeg was, het hy 'n sluk daarvan geneem en vir die mense gesê, hierdie polystyreenkoppie is vir ons elkeen bedoel. Ons kan gaan en ons kan dit gooi binne in 'n mooi glas. Ons kan gaan en ons kan dit inkleer deur 'n klomp goeters, maar op die einde van die dag is die koffie wat daar binne in die dood kom gou. En elkeen van ons sal dit proe. Die vraag egter is, wat gebeur na die dood? Dit was met hierdie woorde waarmee ek begin het om my preek in te lei ten opsigte van wat nou rondom die nagmaalstafel gaan begin. Woorde wat ek in my voorbereiding nie mooi verstaan het nie, maar woorde wat ek vandag vir julle gee as 'n diepe herinnering dat ons kan leer vanuit Dawid se verhaal uit. Dawid kom en in sy verhaal vir ons sê, wanneer ons vandag deel in die nagmaal, moet ons reflekteer. Ons moet reflekteer oor die lewe en die dood van ons Here Jesus Christus. Ons lees dat Jesus het gesê, daarna het hy die brood geneem, en nadat hy dit gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan hulle en hulle sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my nagedagtenis. Ons reflekteer oor dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, en ons gebruik daardie refleksie om weer naby aan ons ook te kom om te vra, waarmee is ons besig? Hoe leef ons hierdie dankbaarheid wat Jesus Christus vir ons gegee het, om vir ons die ewige lewe te bewerkstellig uit daar waar ons kom? Kies ons om vas te hou aan wrokke? Kies ons om skeiding te maak tussen mense? Kies ons om vas te hou aan die woede wat binne in ons is? Of gaan ons en ons leef die liefde van Christus uit? Ons reflekteer saam met die apostels waar Jesus aan die kruis gehang het vandag. Ons reflekteer oor die liggaam wat gebreek is, die bloed wat gevloei het.
Ons reflekteer oor dit wat Jesus Christus kom doen het vir my en vir jou. En ons kom vra vir mekaar, kan ons dankbaar wees daar? En ons kom vra vir mekaar, kan ons dankbaar wees daaroor? Dawid moes reflekteer oor sy lewe. En hy moes reflekteer oor die verhouding wat hy gehad het met Jonathan. Vandag reflekteer ons saam met medegelowiges oor die lewe en die dood van ons Here, deur gebruik te maak van die brood en die wyn. Dawid leer vir ons dat ons moet onthou. Onthou dat Jesus Christus se sterwe was vir my en vir jou. Dit is soos Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons onthou dat ons verhouding met die Vader baie, baie moeilik was. Ons onthou dat Jesus Christus ons geroep het om uit te gaan, om weer verhoudings ook te bewerkstellig met die mense om ons. Dit beteken dat ons onthou dat as Jesus Christus homself gegee het, sodat ek en jy verlos kan word van ons sonde, dat ons ten minste kan gaan en 'n tree neem om mense te kan vergewe. Dat ons die tree kan neem om mense by te staan. Dat ons die tree kan neem om weg van onsself af te kyk na die nood van ander. Want Filippense sê, Jesus het nie sy goddelikheid gesien as iets wat hy aan moes vashou nie. Maar hy het homself verneder deur af te kom aarde toe en die vorm van 'n slaaf aan te neem en die voete van sy disippels te was en op die kruis te sterf as 'n sondaar. Onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Dawid kom leer ons in die 3de plek dat ons moet reageer. Ons moet antwoord op dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van ons Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Want ons het almal deel aan een brood. Ons besef vandag dat Jesus Christus vir ons vra, sal jy antwoord? Sal jy antwoord op die genade wat ek vir jou gegee het? Sal jy dankbaarheid om te sê, Here, ek gee my lewe weer vir U? Ek kom wy myself toe aan U en ek vertrou U met alles wat in my lewe is. Die nagmaal vra van ons dat ons sal reageer. En ons weet dat daar soveel goed is waarvoor ons kan dankie sê. Dankbaarheid het ons gehoor vanuit 1 Tessalonisense 5 is wat God van ons vra. 'n dankbare lewe oor dit wat Jesus Christus kom doen het aan die kruis, wat gebeur het by die dood, het na die dood. Ons dink daaroor na, dat Jesus Christus het die dood oorwin. Dit is die primêre fokus wat ons het vandag, soos ons deel in die nagmaal. Paulus het gesê, dood, waar is jou angel? Dood, jy sal my nooit onderhou nie. Want Jesus Christus het die dood reeds oorwin. Ons kom dink daaraan dat Jesus opgestaan het vanuit die dood, soos Matteus 28 vanaf vers 5 tot 6 vir ons leer. Dat Jesus Christus nie gesterf het as mens nie, maar dat hy volkome God is. Want nie een van ons kan die graf ingaan en vanuit eie krag daaruit opstaan nie. Jesus het dit gedoen. Ons weet hy het opgestaan. Hy het ons sondes van ons skouers af weggeneem. En hy het van ons skouers af weggeneem. En hy het opgestaan vir my en vir jou om te wys, jy kan my vertrou.
Daarmee saam dink ons daaroor na met die nagmaal dat Jesus toe opgevaar het, soos wat Johannes 14 ons leer, om vir my en vir jou 'n plek voor te berei. Die sien gemeente, die dood van 'n ongelowige is 'n hartseer saak. Want wanneer daardie persoon tot sterwe kom, is sy lewe verby. Hy sterf nie net een keer nie, hy sterf 'n tweede keer, leer die Bybel ons. Omrede hy sterf in sy liggaam, sal hy na Jesus toe gaan en Jesus sal hom veroordeel op sy dade en hy sal ewig sterf. Dis die verskil tussen ons en ongelowiges. Want waar ons bely Jesus Christus is koning, waar ons deur moeilike tye dalk gaan, punt bereik van die dood van hierdie lewe, kom herinner ons mekaar daaraan dat Jesus Christus sal wanneer ons oë sluit vir hierdie wêreld, reg langs aan ons kom staan en ons neem na die plek wat hy vir ons gereed gemaak het in die ewigheid. Is dit nie ongelooflik? Is dit nie ongelooflik nie? Ongelooflik om te weet dat wat ook al met jou gebeur, is ondergeskik aan dit wat God vir jou gee en beloof. Waarmee saam kyk ons vorentoe natuurlik na Jesus Christus wat sy Gees vir ons gestuur het. En ons hou, ek stuur 'n voorspraak, 'n ander om by jou te staan. Is dis met hierdie dankbaarheid waar God ons uitnooi om in hierdie lewe in te gaan. Dis met hierdie dankbaarheid waar God vir ons sê, maak gebruik van elke geleentheid wat ek vir jou gee. Maak gebruik daarvan en maak seker dat jy leef soos wat ek van jou vra. Sê vir jou mense, jy het hulle lief. Omhels hulle in die tyd wat jy het. Koester die oomblikke. Ek dink ouers verstaan hierdie opmerking aansienlik beter. Dat wanneer hulle dink aan hulle kinders soos wat hulle klein was en gebore was tot waar hulle vandag is, dat die tyd in 'n oogwink verby is. Ek kyk na kinders wat ek gesien gebore het wat vandag 10, 12, 13 jaar is en ek vra, waar is die tyd heen? Ek dink aan my eie lewe, 18, 20 jaar terug het ek matriek geskuif. Waar is hy 20 jaar? Ek kyk in die oë van bejaardes wat 70, 80 in die tyd en hulle sê, dit het so vinnig verby gegaan. Daar is 'n studie gedoen met 100 bejaarde mense bo die ouderdom van 90. Daar is een vraag aan hulle gevra en die vraag was eenvoudig, wat sou jy gedoen het? En die vraag was eenvoudig, wat sou jy gedoen het as jy jou lewe oorgehad het? En die antwoord het soos 'n refrein gekom het, ek sou meer gewaag het. Ek sou meer gewaag het om mense lief te hê. Gemeente, ons is hier vandag in die teenwoordigheid van en ons is hier om te antwoord op die oop uitnodiging wat Jesus vir ons gee en ek hoop ons sal dit van harte doen. Die oop uitnodiging wat Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe. As jy vandag oorlaai en uitgeput is, weet ek sal vir jou rus gee. Jy kan vandag na die tafel toe kom en jy kan my liefde vir jouself toeëien. Maar antwoord asseblief daarop met dankbaarheid. En gaan deel dit met die wêreld. Gemeente, soos wat ons onsself voorberei vir die nagmaal, mag ons onthou die liefde wat Jesus Christus vir ons gewys het en nog steeds wys. En mag ons gebruik maak van hierdie moment as 'n oomblik in tyd waar ons onsself herinner dat vir die res van ons lewe sal ons dankbaar wees vir alles en almal in ons lewe. Ons bid saam. Here Jesus Christus, ons sê vir U baie dankie. Ons sê vir U dankie vir daardie verhouding wat U tot stand gebring het.
Die verhouding wat begin het reeds by die skepping. Die verhouding wat herstel is toe U vir ons gesterf het aan die kruis. Die verhouding wat ons met U die Vader en Seun en Gees het. Vader, ons kom gee onsself aan U vandag. Deur gebruik te maak van die nagmaal. Deur te deel in hierdie heilige sakrament, kom bely ons met ons mond, bely met ons hele wese, dat ons in U is, en U is in ons. Vader, mag die gebruik van die nagmaal vandag ons elkeen diep raak, en mag dit 'n oomblik in tyd wees waar ons kan besef, ons kan nog steeds antwoord op die liefde wat U vir ons wil gee. Ons het nog tyd. Dankie Here Jesus dat U vir ons hierdie geleentheid moontlik gemaak het en dat ons daarin kan deel. Amen. God stuur jou. Amen. God stuur jou nou na die wêreld toe. Maar hy stuur jou met sy teenwoordigheid. Hy stuur jou met sy liefde. En hy stuur jou met die bystand van die Gees. Wanneer God jou seën waar jy kom en deel dit met die wêreld, terwyl jy nog